Een van die aspekte wat jou hengel kan verongeluk, is die manier hoe jy gooi. Daar's 'n paar basiese beginsels. Heel eerste, dit gaan nie altyd oor hoe ver jy gooi nie. Jy staan hier en jy het 'n gedagte van wat voor in die water aangaan. Jy weet nie regtig op watter afstand, watter diepte nie, behalwe as jy die venue ken. So, wat belangrik is as jy ingegooi het, weet jy waar het jy gegooi? Jy weet hoe ver het jy gegooi? Dat indien jy 'n vis vang, dat jy, al is jy 'n rou beginner, moet jy net presies weer op daai selfde plek kan gooi. Die goue reël is, laat die stok sy werk doen, en moenie jy die werk vir die stok laat doen nie. So wat ek vir beginners altyd sê is, heel eerste, kry jou bylarm se sowel aan die bokant, sit jou wysvinger waarmee jy gooi op reguit daar, want as jy dit hier doen, dan spring die lyn sommer af. So sit dit lekker op bo, klippie katrol oor, en nou belangrik, baie hengelaars gaan praat oor die lengte van jou bal na die punt van die stok toe. Wat vir jou gemaklik is, doen dit so, en nou het jy 'n trek en 'n drukhand. So is belangrik as ek aanlê aan die oorkant op daai klip, maak ek seker my visier, hierdie lang gedeelte van my stok, hardloop reguit na die klip toe. En nou hiervandaan af gaan ek nou net trek en druk en ek gaan opgooi, besop vir te plat gooi eerder 'n bietjie te hoog. So gooi op en nou belangrik, feather ek die aas terwyl hy val. Wat bedoel ek by feather? Ek sit my vingers liggies om die spoel en ek gaan daai traject van die trek van die bal gaan ek manipuleer, want ek wil nie hy moet afhardloop 200 km/h in die water in nie. Hy moet laggies afsak, so ek probeer sy spoed breek, laat hy saggies val op die water. Dan die meeste hengelaars se fout is, hulle feather en as hy die aas die water slaan, dan hou hulle hand op die spoel vas. Nee, die lyn het nou daar geval, dink logies, as ek hier vashou en is 4 meter water, gaan daai strop waar hy geval het terugkom om te sak. So die oomblik as hy water geslaan het, gaan ek hom saggies los, laat die strop, die gewig, die aas aftrek bodem toe, en jy kan maar tel, 1001, 1002, 1003, 3 meter water. Die oomblik as hy dan gesak het op die bodem, slaan ek die klip oor, ek vat 'n bietjie van die slek uit, en nou moet die poeliesman die werk doen. Ek gaan nie hierdie lyn styf trek nie, ek gaan sit die poeliesman aan, en dan stukkie vir stukkie haal ek die slek op die lyn uit, tot my poeliesmandjie net bo die water is.